Ons is op die môre tyd gesaam. As dit kom vir ons mense siek het, maar ons weet ons kan die Here vra by nou sal bestaan. En spesiaal as Jessica en Lys, as paar mense by ons siek môre, dat die Here by ons sal bestaan. Kom ons skryf ons oor. Vader, Here, hoe kosbaar is om U te kan ken. Hoe kosbaar is het vanmorgen, Here, om in die kracht van die opstanding te ken. Hoe kosbaar is het vanmorgen te probeer, ons dienige God, dat ons net van weet nie, maar dat ons ken. Dankie dat U ons eerste geken het, Here. Dankie dat ons nie ons eerste lief gehad het, Here. En dankie dat ons vanmorgen kan weet, dat U God is, Here, wat ons toevou met U liefde. En nog vanmorgen vraag ek ons op ons stilstaan in ons sondes en wijze, Here, dat U vanmorgen, Here, elkeen wat in die plek is, elkeen wat kyk vanmorgen, Here, dat U by elkeen sal stilstaan. Dat U die diens, Here, wat U beplan het, vanmorgen sal maak soos wat U dit ook wil hê, Here. Dat ons vanmorgen ons vooropgestelde idees een kant toe sal skuif, ons sibiele een kant toe sal skuif, ons program een kant toe skuif. En vanmorgen sê, Here, maak net soos wat U wil vanmorgen. Want dat U kom toe die lof en die eer. En ja, bring vir ons harte, Here. Dat is niemand soos U nie. Dat is niemand, Here, wat met U kan vergelyk vanmorgen. Dankie dat ons vanmorgen so saam kan wees, Here, as die eenheid van ons vanmorgen net dat U die lof bring en dat U die lof besing, Here. Ek bid vanmorgen dat U by elkeen spesifiek sal stilstaan. Here, soos wat ons van al gesig verskil ons vanmorgen, Here, van behoefte, dat U vanmorgen by elkeen sal stilstaan in die kosbare naam van Jesus. Lord, what we need is an encounter with Jesus. What the church needs is an outpour of your Spirit of God. What we need is your presence, because there is nothing but the presence of God. Ek bid vanmorgen, Here, dat U by elkeen stilstaan nou, Here. Elke woord wat ons sal sing, Here, dat sal wees op eer en verheerliking van U naam. Because it's not about us, Lord. It's only about You. And we just want to glorify Your name. And we ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. Ek gaan met iets deel voor ek aangaan. Ek het in die week 'n artikel gelees wat my nogal geskok het. Dat 68% van kinders wat groot word in die kerk, die nie meer die Here uit die skool het gaan. Ag, en ons baie goed het gesê, omtrent dit en baie helaas en baie mense gekom en daar's baie goed vir mense, ek wil amper sê voorstelle, als ek het verwag. En die Here vat my terug in daai oomblik, toe ek kind was. Kom staan julle twee kindertjies gegooi by my terug. Ek was so groot soos hulle. Ek was so groot soos hulle, toe ek my eerste ontmoeting met God gehad. Ek was so groot soos hulle, toe ek God vir die eerste keer in my lewe ervaar het op 'n natuurlike wyse. En ervaar het dat hy my ook geraak het. Ek was so groot soos hulle. En weet wat besef ek toe hierdie ding lees? Our children need an encounter with God. Hulle het nie nodig meer teologie nodig. Ag, ek het dalk nou op 'n paar kere trap, mense van dalk nie hulle wat ek sê vanmôre, ons het nie beter kinderkerke nodig. Ek wil op my verskil om te sê dit is ons grootste probleem. Maar dan word kinderkerk gehou, maar waar die krag van God werk binne die kerk, is die kind nie. Ek het op sonskool gehou, ons nooit kinderkerk gehad, ons het 8 uur op in die saal ingeklop in die sonskool. Maar weet jy wat, ek het meer uitgesien uit diens, as wat ek sê,
onthou ek was laerskool. Ons het so op 10 km van kerk af gebly in Welkom. En as my pa werk en hy kan nie ons kerk nie vat nie. By die skofte gewerk. Ek klim op my fiets aan my kerk. Alleen. Want ek wil my God wees. Want ek het 'n ontmoeting met God gehad. Ek is 63 jaar oud. En as ek vandag vir u sê, ek sal nooit in my lewe, as daar 'n plek gewees het gesê, ek het God nie meer nie. Het ek moedeloos geraak in my lewe? Ja. Raak moeg? Ja. Maar ek het nog nooit gesê, ek sal God nie dien. Maar weet jy wat? Ek weet my God. As ek kyk vanmôre, toe my kinders gespeel, en 2 seuns, Dan Kelvin of God. Hulle sê die kry die kerk, baie. Hulle kon maklik gesê, ek staan in die kerk. Maar hulle ontmoeting met God gehad. Because the presence of God was there. Because there was a move of the Holy Spirit. They are still standing. Ek wil vanmôre vir julle bid vir ons jong mense dat hulle ontmoeting met God sal hê. Ontmoeting met die krag van God se Heilige Gees hê. Dat hulle ontmoeting met God se teenwoordigheid sal hê. Dat God hulle sal doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek sê dit was 'n groot so daai preek gewees. Dat hy dat sy eerlik gedoop word met die Heilige Gees. Nagte deur bid ek sy eerlik gedoop word met die Heilige Gees. Vandag praat jy oor dat weet nie wat om praat nie. We need the presence of God in the church. We need a flow of the Spirit of God. Ek sê dit vir op die plaas. Vader, ons roep vanmôre vloei van die Heilige Gees van God in die kerk te werk. Ons bid Here dat die krag van God weer sal neerreën op ons. Here, sien ons oor jou sê, Here, break open the skies of your Spirit of God and just rain upon us. Let your presence just overwhelm us, Lord. Invade our houses, invade our marriages, invade our jobs, Lord. Invade our churches again, Lord, with the presence of God. Because that's what we need, that's what we desire, Lord. That's our prayer today. Invade us, O God, with your presence. In the mighty name of Jesus. And I come to now for you. Amen. Ons kan die mag vir ons opvang as het kind is. En ons is voor te sê, wat een mooi verhaal. As ek is enigste manier die jy kan wijs, werkelijk kan God kan wijs en jou vertrouw. Die vrou die, Jesus staan by die deur, die vrou komt in die deur en sy gooi alles wat sê. Dat is min wat sy gooi in. En sy sê vir ander sy weer en sy gooi van al op in. Want sy ek al aan moeder en sy sê ek gooi. Ek wil vanmôre jou bemoedig. Gaan nie oor my nie, gaan nie oor geld, jy ken my al. En as jy my nog nie ken, sê my nooit ken. Gaan my raak ek oor geld in my lewe nie. God wil ons ook jou liefde te gee nie. Maar God wil hê jy moet liefde gee, dat hy jou kan sê. Dat hy jou kan vertrou. Lees jy vanmôre jou liefde in die opgave in die myntjie sit. Dat jy sal sê, ja, ek vertrou God met alles wat in my is. Wys God vanmôre dat jy hom vertrou. Prys die naam. Kom staan, dat ons saam sing tot eer van die naam van die Here. Open the skies will be flowing down and down. There was my praise. I'll keep moving
Thank you.
and your voice, and your voice. I will hear from the pieces of your love, and your voice, and your Open
mercy, like a mountain. Mighty Lord, you're restoring my soul. I'm yours, you are mine.
Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let the day be the day. Sometimes I feel that I'm going to break. Let's go. But I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Let me turn this around. But deep down I know this world isn't my home. So come, Jesus, come. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Gonna turn this around. Deep down I know this world is wrong. So come, Jesus, come. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for you to return to heal every hurt and right every wrong. There'll be no war, and there'll be no change when Jesus comes. Let the day be a day. He'll pray for the weak and the strong just the same. Deep down I know this world isn't home. So come, Jesus, come. Come, Jesus, come. We've waited so long. The day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come turn this around. But deep down I know this world isn't home. So come, Jesus, come. The day you return to heal every hurt, right every wrong. Need you right now. Come turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. I need you right now. Come turn this around. Lord, turn our lives around. It's deep down I know this world is known. So come, Jesus, come. Iemand die Bybel het kan blaai na Johannes
Dis 18de hoofstuk, die 4de vers asseblief. Come, Jesus, come. Heer, ons loof U vanmorgen. Sometimes I fall on my knees and pray. Yes, Jesus. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel I'm gonna break. We've been waiting so long. The day you return, to heal every hurt, and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. So come, Jesus, come. Steek net jou hande so 'n bietjie so op as jy verwagting het dat Jesus gaan kom. Yes, Lord. Maar ons kan ook vanmôre verwagting hê dat hy in hierdie plek opdaag. And he is in this place today. I can experience the presence of God in this place. I don't know about you, but I can experience the presence of God in this place. Please touch people, Lord. Heal every hurt of God. Need you right now. Just heal every hurt. Let's turn this around. Come, Deep O down I know Lord. Come, O this Lord. world isn't home. Come, Jesus, come. Johannes 18 vers 4. I said Jesus knew everything that was going to happen to him. So he stepped forward and asked them, who is it you are looking for? Ek gaan met die praat vanmôre oor he knew yet. I don't think we can completely comprehend how much Jesus loves us. From our birth, we always hear that Jesus loves us. We heard so many sermons on Jesus loves you. We sing so many songs about Jesus loves you. I myself has preached so many sermons on the love of God. We preached about the past he had to walk to the cross, the physical, the spiritual, and the emotional pain he had. And we try to explain to people how much Jesus really loves them. Maar ek dink die vanmôre kind van die Here, ons kan ooit
in ons gedagte wêreld regtig begryp hoeveel die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons liefhet nie. Ek dink nie ons kan vanmôre werklik waar in ons lewe by mekaar sit om net eers by die punt van die ysberg te kom van die liefde van God vir my en vir jou. Ons lees so baie die skrif, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar besef ons regtig vandag dat wanneer hy sê so lief het God die wêreld gehad, dan noem hy vanmôre jou naam. Hy sê vanmôre vir jou, Dave, God het jou so lief gehad dat hy sy seun gestuur het om vir jou te sterf. Desiree, God het vir jou so lief omdat hy sy seun gestuur het om vir jou te sterf. Vanessa, die Here het jou so lief omdat hy sy seun vir jou gegee. Besef ons vanmôre, kind van die Here, dat wanneer hy praat oor die liefde van God, dan noem hy elkeen van ons se naam wat vanmôre hier sit. Terwyl ek in die week met God besig is en so oor die liefde van God bepeins, toe vat God my na hierdie skrif toe. He knew everything that was going to happen to you. Ek dink almal van ons het in ons lewens al iets gehad waarna ons uitgesien het. Het jy al so iets gehad in jou lewe? 'n Vakansie, 'n troudag, 'n nuwe werk, 'n kuier by vriende, kinders wat vir jou kom kuier, dalk 'n bevordering by jou werk. Ek wil self so ver gaan en sê ons sien uit na 'n profetiese woorde wat God oor ons lewens uitgespreek het. En so baie keer wanneer ons uitsien na iets, dan maal dit deur ons kop en ons bepeins dit dag en nag. Wanneer jy met mense praat, dan vertel jy hulle van dit waarna jy uitsien. Daar's 'n spreekwoord wat sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy sien dit waarna ek uitsien, vertel ek vir mense. Maar net so is daar baie keer dinge wat ons na opsien in ons lewens. Dinge wat dalk nie vir ons so baie lekker is nie. Dinge waarna ons nie regtig sien om dit moet gebeur nie. Dalk 'n eksamen of 'n verandering of wat dit ook al mag wees. Maar net soos wat dit waarna jy uitsien deur jou kop maal dat dit waarna jy opsien ook deur jou kop. Ek onthou toe ek in die weermag was. Ons moes ons kursusse doen en dan 'n jaar deurgaan as by die Parabaks gewees het. En 'n sekere tyd dan kies hulle sekere ouens om grens toe te gaan. Nou as jong seun, 18 jaar oud, 19 jaar oud, dan sien jy uit om grens toe te gaan. Almal praat daaroor en almal wil graag grens toe gaan. Maar die dag wanneer dit gebeur, 'n dag of twee, ek weet nie wie van wie was almal op die grens nie, maar so dag of twee voor jy dan moet gaan vertrek, dan kry jy 'n beklemming om jou hart. Ek wil amper sê daai mixed emotions.
Jy's opgewonde om te gaan, maar jy weet, jy kan dalk nie terugkom nie. Die Here Jesus stap vir 33 jaar op hierdie aarde. Die seun van God, gebore uit 'n vrou. Kom aarde toe, kind van die Here, as 'n baba, nie om 'n goeie kwalifikasie te kry nie. Nie om 'n goeie werk te kry en 'n vrou te kry en te trou en kinders te hê om suksesvol te hê nie. Maar met een uitsluitlike doel. Jesus word gebore om te sterf aan die kruis van Golgotha. That's it. Ek wil met my hart hoor vanmôre, alles wat tussenin gebeur, van die dag wat Jesus gebore is, tot as hy asem uitblaas toe hy gesê het is volbring, het hy baie mense aangeraak, maar die doel waarvoor Jesus gekom het, was to die on the cross of Calvary, to give his life. He was always aware of what was to come. Always. He knew exactly everything. Since a child, he knew everything. What was going to happen to him. And still, he walked the path. He knew he's going to die on the cross of Calvary. He knew they're going to put a thorn upon his head. Hy geweet, hulle gaan hom met 'n spies steek. Hulle gaan met katshoue gaan hulle hom slaan. Hy het geweet wat met hom gaan gebeur. En tog sê hy, ek sal gaan, Vader. He knew everything, yet he came to earth. Filippense 2 vers 6 sê vir ons so mooi. Hy sê he always had the nature of God, but he did not think that he, by force he should try to remain equal to God. Instead, out of his own free will, he gave up everything he had. His kingship, his throne, his robe. The angels crying out, holy, holy, holy. He has given up everything out of free will. He took the nature of a servant. He became like a human being and appeared in human likeness. When he was in heaven, he was equal to God the Father. He was equal to the Holy Spirit. They were one. But still knowing everything, every detail of the path that he had to walk, still he said, I will go. That's how much he loves you. 'n koning van die konings wat opstaan van sy troon af, sy kleed afhaal, sy koningskleed afhaal, die kroon van sy hoof afhaal. Vir die engele so bietjie sê, bly net so bietjie stil, want daar's 'n pad wat ek moet stap. Ek weet elke detail wat met my gaan gebeur.
but yet I'm willing to do it. Because there's people who's going to live in 2026 whom I love so much. Die sien kind van die Here wat ons nie besef vanmôre nie is God was klaar in die toekoms. Hy weet alles. Hy het jou geken. Voor die grondlegging van hierdie wêreld het God jou geken, het hy jou naam geken, het hy geweet wie jy gaan wees. He knew exactly who you are and who you're going to be. But he loved you so much. He said, I will come. Ek het hierdie week en dit my so diep kom tref om net te besef, Here, ja, ons sien altyd die pad wat hy stap, die pad van die Via Dolorosa. Ons sien die kruis, ons sien dit wat hy deurgegaan het. Maar besef jy, vir 33 jaar, amper 34 jaar, loop hy met die gedagte in sy kop van wat met hom gaan gebeur. Jy sien, ek en jy sien op na dinge wat oor 6 maande moet gebeur. Ons sien op na dinge wat oor 'n maand moet gebeur en dan maak dit ons klaar. Ag, kom maar, wie weet waarvan praat ek? Man, dit maak jou klaar. Jou senuwees is op breekpunt. Partykeer haal jy dit uit op almal om jou. But Jesus knew 33, almost 34 years the path he had to go. Soos dit geweet, hoe kom my aarde toe kom. Wanneer hy die mense aangeraak het en wonderwerke gedoen het, en mense na hom toe getrek het, tussen alles dit deur, het hy geweet, wat gaan gebeur. Jy sien, ek en jy, wanneer ons opsien na iets wat dalk sleg met ons gaan gebeur, en ons weet daarvan, gaan ons alles in ons vermoë doen om dit te vermy, is dit nie so nie? Om dit te omseil, om dit dalk so te kry dat dit nie moet gebeur nie, en as dit gebeur, dat dit nie so erg is nie. Ek wil amper vir my sê, ons gaan mense probeer aan ons kant kry. Ons gaan heeltyd vir mense vertel, jy weet, dis wat nou met my gaan gebeur. Dalk 'n operasie wat jy moet ondergaan. En dan heeltyd sê jy vir mense sê ek gaan hierdie operasie, maar ek is so bang. Jesus loop vir 33,5 jaar. Vers 8 van Filippense 2 vers 8 sê so mooi. Hy sê he was humble and walked the path of obedience all the way to his death. The death on the cross. For 33,5 jaar, he knew, but still, he walked the path. Jy sien, hy kies sy disippels uit. Dit was nie random van, okay, almal kan my volg sommer en die disippels. Die Bybel sê hy het sy 12 disippels uitgekies. They were handpicked.
But when he picked Peter, he know you got to turn your back upon me. Toe hy vir Judas kies om saam met hom te stap, het hy reeds geweet, Judas, ek kies jou, maar jy gaan my verraai. Ek wil jy moet vanmôre hierdie hele pad wat Jesus gestap het, net so vir 'n oomblik uit 'n ander hoekpunt uit sien. Ek sê weer, ons sien die laaste 3 dae wat gebeur, van die Pasga af praat ons baie oor. Ons praat baie oor die Getsemane, ons praat baie oor die gesel wat hulle gegees het, hoe hy voor Pilatus gekom het. Hoe die volk hom weggejaag het. Barabbas gekies het bokant hom. Maar besef jy dat vir 33 en 'n half jaar elke keer as hy vir Judas kyk, nadat hy vir Judas gekies het hy geweet, Judas, ag kom aan, wat gaan ek en jy doen? Get rid of you. Petrus, jy gaan my verloor. Yet, he loved his disciples with the everlasting love. Hy het presies geweet watter dag, watter uur, watter minuut hy gaan sterf. Ek het al baie keer met mense te doen gehad wat op hulle sterfbed lê. Wat wag vir die dood. En dis 90% van die tyd wanneer jy met sulke mense praat, is jy moet hulle heeltyd bemoedig. Daar's iets na die dood. Maar sulke mense is maar bietjie af in 'n gat. Want hulle weet, ek het dalk, die dokter het gesê 3 maande. But Jesus knew the minute, the hour, the day he's going to die. And he walked with it for almost 54 years. Why? Johannes 13 vers 1 sê, now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour has come. Knowing, every step he gave, knowing his hour is come. Jy sien, wanneer jy opsien na iets, terwyl die eerste rukkie is nog okay, man, jy gaan jou lewe en jy lag en jy gesels. Maar hoe nader dit aan die tyd kom, hoe stiller raak mense. Hoe meer vreesbevange raak mense. Hoe meer opgewerk raak mense. Because something bad is going to happen. But Jesus knew exactly the hour, the minute he's going to die. Why? Because he loves you. Because he loved you before you were born. Ek wil vir 'n oomblik laat dit net insink by jou. Hy stap hierdie pad omdat hy jou liefhet. Matteus 20 vers 17 sê, en toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disippels op die pad alleen geneem
en vir hulle gesê, even though he knew everything that's going to happen to him, he didn't go hide somewhere. Hy het nie in die berge in gevlug en gaan wegkruip nie. Of vir iemand gesê, gee my skuiling nie. Dis dalk wat ons sou gedoen het. He went to them. Who's going to crucify him? Jy sien, kind van die Here, hy het geweet wat met hom gebeur, tog stap hy na sy dood toe. Hy stap deur die stofpaaie van Galilea, op pad na Jerusalem, met die wete in sy kop, ek gaan hierdie pad nooit weer loop nie. Met die wete in sy kop, dis die laaste keer wat ek saam met my disippels hierdie pad gaan stap. Maar daar's 'n pad wat ek moet stap, wat hulle nie saam met my kan stap nie. He knew everything that's going to happen. Vers 18 van Matteus 20 sê, kyk, ek gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel. En hom oorlewer aan heidene en hom bespot en gesel en kruisig. Hy vertel vir die disippels terwyl hy die pad stap op pad na Jerusalem toe. Probeer hy vir sy disippels verduidelik wat wag op hom. Het jy al probeer wanneer jy daar iets met jou gaan gebeur en jy weet iets slegs gaan gebeur, nou probeer jy dit vir mense vertel, dan kyk jy so as die liggies nie aan is nie. En van niemand by die huis nie. Ek dink die disippels het hom ook so aangekyk. Die Bybel gaan so ver, hy sê Petrus het hom op 'n stadium bestraf. Toe hy dit vir hom stil sê. Imagine nou, jy vertel vir iemand, ek gaan hierdie verskriklike ding deurgaan. Ag, ek bestraf jou. Ek meen, come on. Weet jy waarvan jy praat? Maar Jesus stap hierdie pad. Terwyl die stof so opslaan, vertel hy vir die disippels presies, tot in detail, wat hy moet doen. Ek dink as hy so hulle na hulle kom kyk, sou hy vir hulle gesê het, it's because I love you so much, with the everlasting love. Besef jy vanmôre hoe lief vir jou het? Besef jy regtig vanmôre? Jy sien, ek dink as mense werklik weet hoe lief God hulle werklik het, hoe lief Jesus hulle werklik het, hoe kan ons God nie dien nie? Hoe kan ons hom nie terug lief hê nie? Dis maar die vraag op my lippe. He knew exactly everything that's going to happen to him, yes. Because as the Father loved the people of this world, he loved his people of this world. Johannes 18 vers 4 sê, Jesus knew everything that was going to happen to him. So he stepped forward and asked them, who is it you are looking for? Ek staan in Getsemane, nou net gebid en gesê, Vader, as dit u wil is, vat hierdie beker van my weg, maar nie my wil nie, Here, laat u wil geskied. Ek sal doen wat u vir my vra. Ek dink hy sien wat met hom gebeur. Voordat dit die eerste hou geslaan was,
het hom op sy rug gevoel. Voordat die doringkroon op sy kop gedruk was, en die dorings in sy kop skal ingedruk is, terwyl hy op sy knieë voor God staan, voel hy presies wat met hom gaan gebeur. Because he knew everything. But yet, toe hom kom soek, toe stap hy uit die sy van 'n wie soek jy? Dis ek. Jy sien, ek en jy sou dalk bietjie hier agter wou wegkruip, dalk sien hulle my nie raak nie. Dalk roep hulle iemand anders se naam. Die Bybel sê in vers 5, hy sê, they answered him, Jesus the Nazarene. Jesus told them, I am he. Judas, who betrayed him, was standing with the crowd. Oh, kan jy jouself indink wat deur die hart van Jesus moes gaan, toe hy vir Judas kyk en hy sien, hy staan hy tussen hulle wat hom gaan doodmaak. But yet, he said, here I am. Verse 6 say, when Jesus told them, I am he, the crowd backed away and fell on the ground. Jesus asked them again, who are you looking for? They said, Jesus the Nazarene. And Jesus replied, I told you that I am he. So if you are looking for me, leave these people alone. Dit het my so getref. Hierdie woorde van Jesus. Dis ek wat julle soek, vat my. But I love these people so much. I love these disciples of mine so much. Please just leave them alone. Let them go. Just let them go. Even though he knew exactly what's going to happen to him, even feeling the blood running down his cheeks, he knew exactly, yet he said, here I am. Thank you. Because he loves you so much. He loved each one of us so much. Terwyl hy daar is, en Petrus vat die swaard en hy slaan die oor van hierdie man af en die soldaat af. En Jesus hierdie man se oor gesond maak, sê hy die volgende vir Petrus. Hy sê, of dink jy nie, nou dat ek die Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel. He had the whole force, the whole army of heaven backing him, but still he chose not to use him. Hulle kon gekom het, hierdie engele, en almal daar doodgemaak het, en hom gerescue het, but he chose to deny the rescue. Because he saw further. He saw on the 5th of May 2026
a couple of people in a church saying, Lord, I need you. Terwyl hy engele kon roep om hom net te kom versterk. In 'n oomblik kon die hemel oopgeskuur het en die engele kon afgedaal het en hom kom red het. Maar hy sien jou en hy sien my raak. En terwyl hy daar staan en daar nog nie eens 'n druppel bloed is nie, voel hy reeds hoe die bloed loop. Hy voel die hale. Because he knew everything. He said, yet, Father, I love them so much. I will pay the price. He could have called 10,000 angels, but he died alone for you and me. He denied the rescue of the angels just because he loved you even before you were born. Jy sien, daar's iets wat die Here op my kom druk het terwyl ek dit lees. En ek besef hoe lief hy my het. Toe besef ek, God het, of Jesus het voordat hy gesterf het aan die kruis van Golgotha, my naam geken. Hy het geweet wanneer ek gebore gaan word. Hy het my alles geken wat ek gaan doen, maar hy het ook my foute geken. Hy het geweet hoeveel keer ek hom gaan teleurstel. Hy het geweet hoeveel keer my geloof gaan skipbreek lê. Hy het geweet hoeveel keer ek moeg en moedeloos gaan word. Hy het dit reeds geweet. But still, he loved me. Yet, he walked the path. Nog steeds stap hy hierdie pad van die Via Dolorosa. Even though he knew everything what could happen. Because he loved you. And because he loves you. Johannes 15 vers 13, Jesus se eie woorde aan sy disippels. Beskryf dit vanmôre vir my so mooi, wanneer hy sê groter liefde het niemand as dit nie. Dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. He called me a friend before I was born. Besef jy vanmôre, hy het jou sy vriend genoem. Hy het jou erken as sy vriend. Voordat jy jou eerste asemtuig ingetrek het, het hy jou sy vriend genoem. En hy sê, niemand het groter liefde as hy wat sy lewe vir jou gee nie. Because I'm sy goeie vriend. Hy sien my nie as 'n sondaar nie. Hy sien my nie as 'n helverdiende sondaar nie. Hy kyk verby my foute. Hy kyk verby my verkeerde keuses in die lewe. En hy gee my nog 'n kans en nog 'n kans
en nog 'n kans. Because he died for you and me. Ek kan nie anders vanmôre as om met verwondering te staan en te sê, Here, I will never understand it, but I'll try. I will never comprehend your love, Lord, but I'll try, Lord, to love you back. He knew everything about me. And yet, out of his own world, he walked the path. He died on the cross of Calvary for you and me. Niemand het hom gedwing nie. Partykeer moet ons mos iemand, ek wil amper iets omkoop om iets te kan doen vir ons. Hy was nie omgekoop nie. Hy doen dit uit sy eie vrye wil uit. Net omdat hy wou. Net omdat hy lief is vir 'n verlore gaande wêreld. Ag, kan ek môre vir iemand in hierdie plek sê, hy weet waarmee jy stoei. Terwyl hy in die tuin van Getsemane was, het hy al geweet waarmee gaan jy stoei. Het hy al geweet wat jou swakheid gaan wees. Hy het geweet wat jou struggle gaan wees. And that's why, even though he knew everything he was going through and what's going to happen to him, yet he still did the walk the path. Ek wil vanmôre so 'n bietjie verder gaan. Die Bybel sê vir my, hy het alles geweet wat met hom gaan gebeur. En hy het geweet die pad wat hy moet stap, hy het geweet van die kruis wat hy moet dra, hy het geweet van die doringkroon, hy het geweet van die spies in sy sy, hy het geweet van die duisternis, hy het geweet van die voorhangsel, hy het alles geweet. Maar luister gou na die skrif. That's not where it stopped. While they were gathering together in Galilee, Jesus told them, the Son of Man is going to be betrayed into human hands. And I say, they will kill him, but, ek sê net vir iemand, but, he will be raised from the dead the third day. Jy sien, hy het alles geweet. Hy het geweet die pad wat hy moes stap. But that's not all that I know. I know on the third day that I was raised from the dead and I will be a God sitting in heaven, reign over my children. I'm going to die, but I'm not going to be dead for very long. I'm going to stand up. I'm going to be raised from the dead by the Holy Spirit. We sang that chorus today. As die gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het in jou woon. Dieselfde God. Sy gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, bly in jou en my vanmôre kerk. He knew the but speak of the King of Kings,
who sit at the right hand of God. The but speaks of him bringing children to the Father because of forgiveness. The but speaks today of an advocate sitting at the right hand of God pleading for me and you. You know, the but speaks of sons and daughters coming into the kingdom of Christ. You see, it didn't stop. Sy motivering wat gemaak het dat hy kon aangaan was gewees dat ek het hulle so lief, Here, ek het hulle so lief, Vader, dat ek nie net wil sterf nie, ek wil opstaan sodat ek hulle God kan wees, sodat ek hulle koning kan wees, sodat ek 'n erfgenaam kan wees en sodat hulle mede-erfgename saam met my kan wees. The but speaks of me being a heritage of Christ with Jesus Christ in heaven. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, there's a but. Daar's 'n but vanmôre. Ek sluit. Hy het geweet die pad van die Berg Delarosa wat hy moes stap. Yet he called the Father and said, I will do it. I will step in. I will die on the cross of Calvary so that they can be saved. But Father, I'm not just going to die that they can be saved. Ek gaan opstaan die derde dag môre dat hulle saam met my in hemelse plekke kan sit. Jy sien, kind van die Here, aan die einde van die dag, dit alles was die liefde van Jesus vir jou en vir my. Ek wil sluit met 1 Johannes 4 vers 9. Hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. Dan vers 10 sê hierin is die liefde. Jy sien, hier's die bad. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. En sy seun gestuur het vir versoening van ons sonde. Jy sien, hy weet alles wat met hom gaan gebeur. Hy sien hoe hy sterf aan die kruis van Golgotha. Hy sien hoe hom in die graf sit. Maar hy sien ook hoe hy in die allerheiligdomme van die Vader instap met sy eie bloed en versoening bring vir jou en vir my, just because he loves you. Not to gain anything else. Not to gain an applause, but to gain children of a living God. That's how much he loves you. Ag, sit net vir 'n oomblik jou hand op jou bors. En sê net, he loves me so much. Here het my so lief vanmôre. Even though you know everything, you knew the past, you knew the death, but you knew the resurrection. And you know the atonement for us. Kom ons sluit ons oë. Jesus
waiting so long. Need to return, heal every hurt, right every wrong. Need you right now. Come and turn this around. Deep down I know the world isn't my home. Come Jesus, come. Been waiting so long. You to return, heal every hurt, right every wrong. Need you right now, man. Turn this around, my Lord. 'Cause deep down I know this world is not my home. Come, Jesus, come. Sometimes I fall on my knees and pray. Come, Jesus, come. Let the day be the day. Yes, Jesus. Sometimes I feel I'm gonna break. I'm holding on to a hope that won't fade. Yes, Jesus. Come, Jesus, come. You're waiting so long for you to return, heal every hurt, right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world is not my home. Come, Jesus, come. Ek wil hom vir 'n oomblik net laat insink. He knew yet he died. He knew yet he stepped the path. He walked it all the way. He knew. And all of that because he loves you. Just because he loves you. Aie, kom help my by die tafel asseblief. Vanessa, kom help my by die tafel. Heal every hurt, right every wrong. Oh Lord, we need you right now. Come and turn this around. And know this world is not my own. Come, Jesus, come. Die nag waarin hy verraai is, het die brood geneem en het dit gebreek. En hy het gesê, dis my liggaam wat vir jou gebreek is. Doen dit tot my herinnering. Jy sien, elke keer wat ek in die tafel van die Here sit, dan moet dit my kan herinner, he knew, yet. He knew everything's what's going to happen to you. Yet, he said yes. Hy het alles geweet. Jy sien, wanneer ek die tafel sien, dan sien ek vanmôre die liefde van Jesus. Dan sien ek vanmôre hoe sy bloed my foute toemaak. My sonde wegwas.
my optel en my versterk. Ek wil vanmôre wanneer ons aan die tafel sit, net een ding in jou kop hê vir 'n oomblik en net sê dankie Jesus dat U vir my lief was en nog steeds lief is. Dankie dat ek in die gedagtes was toe jy by Getsemane uitstap. Dankie dat U geweet het van my, Here. And yet you walked the path. Vader, baie dankie dat ek vanmôre dat ons die voorreg het, Here, om aan die tafel van U te kan sit. 'n Voorreg, Here, om vanmôre te kan sê ek wil my net vereenselwig met die liefde van Jesus. En ek wil probeer, Here, in my menslikheid wil ek probeer, Here, om lief te kan hê soos U liefhet. My boeties en my sissies en my neighbors, Here. My naaste, wat die woord sê, Here, ons moet mekaar lief hê soos onsself. Want U het ons so lief gehad, Here. Wanneer ons vanmôre aan die tafel sit, Here, bid ek dat U in die oomblik wanneer ons hierdie tafel, hierdie nagmaal gebruik vanmôre, dat U liefde op ons uitstort. En dat elkeen vanmôre net 'n bonatuurlike aanraking van die liefde van Jesus sal hê in hierdie plek. Ek vra dit in Jesus naam. Neem eet dit vir sy liggaam wat vir jou gegee is. Vir jou stukkend gebreek is. There'll be no change. Jesus comes. Day be the day. God het die beker geneem. En hy sê spesifiek, hy sê, drink almal daarvan. Hy sonder nie net 'n spesifieke paar uit nie en sê jy en jy en jy mag nie. Hy sê drink almal daarvan. Dis my bloed vir jou uitgestort is. Dis my bloed wat vir jou gevloei het tot vergifnis van sondes. Deur sy bloed het daar genesing gekom, vrymaking gekom, redding gekom. Deur sy bloed is ek meer as aan oorwinnaar deur Christus Jesus wat die krag gee. This is not the table of the church, it's the table of Christ. So if your children know exactly what it's about, please let them have part of the communion. Asseblief, vra dat almal deel sal hê aan hierdie tafel. En wanneer jy vanmôre deel het aan hierdie tafel, dat jy net sal sê, Here, stort net weer U liefde in my hart uit. Jesus come, waiting so long. You did return to heal every hurt and right every wrong. Need you right now. Turn this around. My Lord. God, world isn't though. Oh, Jesus, come. There'll be no war. There'll be no change Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. when Jesus comes. Let today be the day. And He'll come for the weak and the strong just the same. And I believe in the power of His name. So come, Jesus, come.
world isn't done. Come, Jesus, come. Kom, Jesus, come. as jy klaar nagmaal gebruik het, staan op die voet en steek jou hande net so op. Just thank him for the love. Yes, for you. Heal every hurt and right every wrong. Need you right now. Turn this around. It's deep inside, I know this world isn't home. So Hou net jou hande vir 'n Jesus, oomblik so daar. Ag, vir 'n paar minute net, ons gaan nou die diens afsluit, maar vir 'n paar minute verklaar net jou liefde aan God vanmôre. Wil jy net vanmôre vir hom sê, Here, ek wil U terug lief hê. Ek wil U terug lief hê, Here. Ek wil U terug lief hê vanmôre, right Here. now to be here. It's deep down, I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Ayanaya somonia, Kishabo. Shanamayo, Shanamayo. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for you to return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Man, turn this around. It's deep down, I know this world isn't done. Oh, Jesus, come. Vader, ons wil vanmôre net uitroep. Ons is so dankbaar. Ons het nie genoeg woorde vanmôre, Here, om ons dank te kan betuig aan U nie, Here, maar dit wat ons het, wil ons vanmôre na U toe bring en sê dankie dat U ons eerste lief gehad het, Here. Thank you, Jesus, that even though you knew everything that's going to happen to you, yet you still walk the path. You still said yes. You still gave your life, oh Lord. En ons wil vanmôre net sê dankie, Here. Dankie dat U ons in hierdie lighuis, Here, begin met U teenwoordigheid, Here. Bederf met U teenwoordigheid, Here. Dankie dat U ons bederf met U liefde, Here. Want ons kan nie sonder U lewe nie. Ons verklaar as lighuisgemeente vanmôre, Here, ons kan nie sonder U lewe nie. We want to be so close to You, Lord. We want to feel the vapor upon Your face. We want to feel the fire in Your eyes, oh God. We want to feel the breath upon us, oh Lord. Because we love You so much, Jesus. Ek bid, Here, dat U ons sal verdaag in die liefde en vrede. Bring ons op U bestemde tyd weer bymekaar, Here. Dankie, Here, dat ons weet herlewing is hier. Ons bid vir herlewing, maar herlewing weet ons is hier, Here. Ons weet dit gaan uitbreek bonatuurlik, Here. Die krag van die Here gaan ons vul. Ons maak onsself oop, Here. En waar ons in hierdie week ook in beweeg, Here, dat U ons sal vul met U Gees. 'n Nuwe invulling, 'n nuwe doping met die Heilige Gees, Here. Elkeen van ons in die kosbare naam van Jesus. Ek vra, Here, gee die engele gaan ons bevel om voor ons uit te trek. Ons agterhoede te wees vir alle kante af in te sluit. En die gemeente sê amen en amen. Die Here seën, gaan in vrede.